Ek staan op die oomblik hier by Jerigo en ek kyk hier na die omgewing van Ai. Dit sou die tweede stad wees wat Israel oorwin in Kanaan. Vir baie jare het argeoloë geglo dat Ethel die plek is van die Bybelse Ai. Die naam beteken ook ruïneheuwel. Maar argeologiese ondersoeke het bewys dat Ethel in Josua se tyd reeds verlate was en meer onlandse ontdekkings dui daarop dat dit Kerbet El Makateer is, wat net 'n paar kilometer daarvandaan is, hierso steeds in dieselfde omgewing. En dit was 'n versterkte stad en was deur vuur verwoes, wat ooreenstem met die Bybelse beskrywing van Ai. Ek lees vir ons uit Josua 7 vers 2 tot 3. En Josua het manne van Jerigo afgestuur na Ai toe, wat langs Bet-Aven is, aan die oorkant van Bet-El, en vir hulle gesê, gaan op en verken die land. Toe hulle terugkom sê hulle vir Josua, laat al die volk nie optrek nie, omtrent 2 of 3000 man kan optrek en Ai verslaan. Moenie al die volk daarheen laat trek nie, want hulle is min. Na die groot oorwinning oor Jerigo, het Josua en die volk na Ai beweeg. Hulle het nie die Here geraadpleeg nie. Josua het ook nie die Urim en die Tumim geraadpleeg nie. Daar was geen gebed nie, en ook nie gewag op die Here se leiding nie. Dit was 'n blote menslike besluit gebaseer op eie ervaring en logika. En gevolglik is hulle verslaan. 'n Klein stad het Israel laat vlug, en Josua het op sy aangesig geval en uitgeroep, Here, waarom? Hoe dikwels doen ek en jy dit nie ook nie? Wanneer dinge goed gaan, voel ons sterk en selfversekerd en ons raak haastig. En ons vra nie meer na die Here se wil nie. Ons begin self beplan en besluite neem, en dan val ons wanneer ons dit die minste verwag. Ongelukkig was die probleem nie die Here soos wat hulle gedink het nie, maar dit was in hulle midde. Hierdie nederlaag by Ai was nie net oor Josua nie na die Here se wil gevra het nie, maar daar was ook sonde onder hulle. Achan het gesien 'n baie mooi Babiloniese kleed en 200 sikkel silwer en 'n goue staaf. En hy het dit begeer en hy het dit gesteel en hy het dit onder sy tent begrawe. Dis ironies, want Achan het geweet dat die Here het al 40 jaar lank vir hulle gesorg, deur die woestyn waar hulle klere nooit verslyt het nie. Maar nou begeer hy weer die wêreld se glans. Ons sien dieselfde ook daar by Gehazi, waar hy later vir Naaman se silwer en se klere agter hom aangaan. Ongelukkig word die hart deur die mooi blink dinge van hierdie lewe mislei. Josua het gehardloop sonder om eens te vra. Achan het gesteel sonder om te bely. Almal het in hulle eie krag opgetree, en albei moes leer dat oorwinning net kom wanneer die Here ons lei. Hoe dikwels trek ons nie ook na Ai sonder om eers na die Here te vra nie? Is daar dalk iets onder my en jou tent wat ons miskien dalk weerhou van die Here se seën? Soos daar in Spreuke 3 vers 6 staan, ken hom in al jou weë, en dan sal hy jou paaie gelyk maak.